Luisteraar, baie welkom en goeienaand by ons laaste episode en uitsending van ons Pinksterreeks oor die vrug van die Gees 2020. Elke week het ek iemand saam met my gehad wat 'n vrug behandel het. En nou sit ek met my kollega en vriendin Dominee Melankie van 'n Waldier. En kom sy nou hier sit is omdat ek 'n gemors gemaak het. Want ek het vir Zak, my kollega, opgeneem en ek het vir Jenny Boshoff, ons finansiële persoon, opgeneem en dit was vir haar 'n angswekkende tyd. En ons het nie agtergekom dat ons ding werk nie. So, wat jy nou? Ek weet nie. Ons sal dit seker sien. Maar so toe moes ek dit nou oordoen. En toe Zak is nie hier nie en Jenny het gesê dis wel moeilik en toe dog ek maar ons het so lank as vir Melankie. Ek in elk geval gesien en ek het net gedink dit sal lekker wees om saam met haar te praat. So dit was kort kennisgewing Melankie, maar baie dankie. Lekker om met jou te praat, Fourie. Dis 'n goeie kollega om te hê. Dankie en welkom by ons reeks. Melankie, ons gaan nou 3 goed hanteer. Nederigheid, geduld, selfbeheersing. En dis nou al 3 waarna ek dink ek redelik underperform. Ek dink die ander het ek gedink ek perform dalk bietjie beter. Nou kom ons vat hulle so een vir een. Nederigheid. Wat sou jy sê is vir jou die vrug van nederigheid? Die Gees se werk van nederigheid in jou lewe. Iemand het eendag iets gesê wat my baie bygebly het. As jy kyk na 'n foto, kyk jy mos altyd eers na waar's ek op die foto en hoe lyk ek? Lyk ek dan alright, want dis mos ons eerste impuls om eers aan onsself te dink. Ja. Om eers te dink hoe ons lyk. Om nederig te wees is om teen daardie impuls te reageer. En dit is vrek moeilik, want dit kom nie van self nie. Ek dink om nederig te wees is om te leer, nie uit jou eie vermoë nie, maar deur die hulp van die Heilige Gees, om te leer, om nie eers aan jouself te dink nie, maar eers aan ander. Kry jy dit baie keer reg? Ja, ek weet nie. Ek gaan nie dink so antwoord. Ek het toe nog gaan kyk wat die Griekse tipe van konstruksie van die woord is en toe kom ek agter om 'n wilde dier te tem. En toe dink ek, maar ek weet van daai wilde dier in my. Verstaan jy? En ek dink by tye wel en ek dink by tye nie. Verstaan jy? Ek dink ons almal het met daai ding van partykeer maak jy vir jou 'n bietjie beter as iemand anders is ook. Want ek dink dis die ding van nederigheid wees is om die minste te wees, is om ander half op te tel. Vir 'n doer en 'n go-getter soos ek is dit nogal moeilik. Dus gaan nou kom by die geduld deel, weet ek spaar geduldig dan wanneer jy dit nou half ander doen, maar hulle doen dit nou op hulle manier en op hulle tyd en ja, dan. Weet jy, ek het wat die wilde dier betref, het Elsabie Zietsman toe ons studente was daar op tikkies kom optree vir 'n klomp studente. En sy het 'n lied van David Kramer gesing wat my gefascineer het. Die lied se naam was Bobbejaan. Dit gaan oor die Bobbejaan wat op die plaaswerf op die paal sit. En hierdie kind wat gefascineer is deur die Bobbejaan. En dan nader aan die Bobbejaan kom die Bobbejaan storm hom en hy besef, maar miskien is ek soos daai Bobbejaan wat eintlik 'n wilde dier in my het. En mense ontdek dit baie keer as 'n wilde dier uitspring, né? Dis waar en is dit weer te laat, né? Ja, nee, ek het 2 mense in my lewe ontmoet wat ek nou eerlik vir jou moet sê wat ek anders was en ek dink dit was die werk van die Gees op hierdie onderwerp toe ek met hulle te doen gehad. En dit was Moeder Teresa daar in Calcutta en Nelson Mandela. Nelson korter, maar met Moeder Teresa langer. Maar wat vir my aangrypend was, is dat dis 2 mense wat ek dink omtrent al 7 biljoen mense op die planeet van weet, hulle name ken. En hulle nederigheid het my net omgekap. Nou, hoe het jy dit gesien, byvoorbeeld by haar? Weet jy wat sy in my belangstelling? En sy het in my belangstelling gevra waarvan kom ek en hoekom is ek hier? En toe ek oor hawe wil sy nie oor haar praat nie. So sy het nie net daar gesit as 'n besienswaardigheid nie, sy het uitgereik na jou. Verstaan, ja. En toe ek met hawe begin praat, toe is sy te skaam om te sê wat sy gedoen het. So, of sy het nie gebrei nie. Sy was nie 'n bietjie windie nie, verstaan jy? En ek het 'n krag beleef by hulle, 'n sterkte wat ek gedink het altyd nederigheid is meer 'n swak ding. Mense loop oor jou, weet hulle trap op jou. Toe het ek net besef dat nederigheid gaan met diensbaarheid, moue oprol. Altyd van daai mense het hulle moue opgerol. Nie gedink dit is te belangrik vir een of ander saak of 'n plek of mense of klein werk.
En dis ook hulle bekend geword het, want hulle het hulle lewe goed uitgestort. Maar dis baie belangrik wat jy sê, dat nederigheid dalk dan tot 'n groot mate gaan daaroor om uit jouself uit te kyk na ander. Absoluut. En aan belang te staan in ander. Nou kyk, ons gaan afsluit met selfbeheersing, en ek wou dit daar gebruik het, maar dalk moet ek dit nou hier gebruik, omdat jy nou van die Bobbejaan gepraat het iemand gesê, jy kan nie 'n jakkals gebruik om skape op te pas. Dis nou jou beeld van die wilde dier in jou. 'n Jakkals is 'n jakkals, hy sal gaan vir 'n skaap. Ja. So ek dink menslik, want jy weet, ek bedoel, die oersonde was mos maar hoogmoed. En die eerste moord het ook maar gegaan oor hoogmoed. Kain wat kwaad was omdat iemand anders meer het hy Sê ek. en dit gaan oor hom, en as hy nie sy wil kry nie, slaan hy dood. So dit is regtig net met die gees in ons. Dit kom nie van self nie. Van self kom iets anders uit. Ek het 'n mooi storie oor 'n donkie gehoor, kan ek dit vir jou vertel? Yes. Hy het wakker geword en toe skud hy homself so reg en hy stap met vreeslike verwagting uit die stal uit. En hy's op die eerste hoek se straat is hy al ontstel en hy balk so al van, waar's my admirasie, waar's die hande klap? Kom eer julle my nie, hoekom respekteer julle my nie? En so loop hy die hele dag en hy woedend gaan hy huis toe en sy ma vra vir hom, wat is dit? En hy sê, maar hoekom herken niemand hom nie? Want gister het almal voor hom gebuig en hom met admirering hanteer en hy het baie belangrik gevoel toe hy vir Jesus in Jerusalem inlei. Toe sê sy maar die woorde, weet jy dan nie my kind, sonder Jesus is jy niks. Pragtig, né? Ja, toe dink ek sonder Jesus is ons eintlik niks. Ne? Ons dink ons is dalk iets. Maar sonder hom is ons niks. Ons is iets vir 'n baie kort tydjie en dan vergaan ons soos 'n veldblom. Dis waar. Nou soos oorgaan na geduld toe. Dis 'n bietjie 'n tawwer een, hè. Maar kyk, 'n ou wat nie nederig is nie, dink ek sukkel baie meer met geduld. Ek wil jou 'n storieetjie vertel. Janie de Tooy het vertel. Tot professor Anna Netlingpool, die tannie wat die ou aktrise was in die Suid-Afrikaanse konteks, baie bekend was. Toe sy op haar siekbed was, hier aan die einde van haar lewe, het sy eendag vir hom gesê, weet jy, ek bid so baie keer vir die Here en ek sê vir die Here, gee my asseblief geduld. Nou kom dit nie. Dit kom ook nie van self nie. Geduld is iets wat vir my nogal moeiliker raak, soos wat ek ouer raak. Dis asof ek minder daai gevoel in my wat staan gouer op as iemand te veel nonsens praat en jou tyd mos. dom vrae vir my wat ek reken is dom vrae. Dan voel ek jy sê man, ek is nou sommer eens in raak, 'n bietjie vinnig kwaai. Maar Nou hoe raak jy as jy ongeduldig raak? nee, ek weet nie, dalk sal jy nie agterkom nie. Dalk sal ek dit te diplomaties, maar ek voel hom hier binne hoor. Maar as doen mense het ons geleer om maar goed weg te steek, nou ja. Nee, ek dink 'n hoogmoedige mens raak gouer ongeduldig. Ja. Teenoor 'n nederige mens dink ek raak minder ongeduldiger omdat dit nie so oor homself gaan nie. Maar weer ek het toe na die Griekse woord gaan kyk want ek like dit. Toe sien ek is twee woorde, makrothumos. En makro is stadig. Die Duitsers praat van langsaam. Ja. Stadig en lank. En thumos is thermometer. Dis temperatuur. Lang vat om warm te word. Lang vat om te kook, lang vat om te ontplof, lang vat. En dis nogal moeilik, né? Want jy kom altyd na die tyd agter ek het te vinnig kwaad geword. Ja. Ja, ek moet baie keer agter terwyl ook hoor. Dan kom ek agter jy moet nou oppas. Hierso is nou ietsie besig om hier binne te begin kook en woel. Maar 'n geduld is weer maar iets wat 'n mens uit jou eie nie sal regkry nie as jy eers na jouself kyk. Dis nie. Dit kom nie maklik nie. As jy lewe uit jou eie vlees en uit jou eie menswees en die Heilige Gees het jou nie maar weer vandag weer bietjie nie of hier op hierdie oomblik weer bietjie nuut gemaak nie. En besluit hoe jy sal optree, dan is dit baie maklik om ongeduldig te wees as dit van jouself afhang. So dit wat ons vir die Gees moet vra is uit te vermoë in 'n sekere sin om uit te hou. Met al hierdie ou dingetjies, né? Want ek bedoel as die temperatuur bietjie begin optel en naderhand raak dit regtig hittig, dan moet hy ook probeer uithou omdat hy nie kook nie. Ja. So ek het al vir myself gesê wat kan ek doen fisies om jou te help? En ek dink een ding daar is om die dag so te begin. Ek het hier geskryf, daar's 3 goed wat jou moermeter laat spin. Die een is omstandighede, as jy dit nie kan beheer nie, omstandighede of mense wat onbeheerbaar is.
As dit onveranderbaar is, as jy niks aantrent kan doen nie, Jy moet maar daarmee saamleef. en dan laaste as iets onverklaarbaar is probleme of situasies van die Wat bevind. het wat gebeur wat jy nie beplan het nie. So dis mense, enkele situasies. Mense is onbeheerbaar, mense is onveranderbaar, mense is onverklaarbaar of dan 'n situasie is en dit lei tot frustrasie. Weet jy wat vind ek help vir my nogal? Mens weet mos baie keer as daar 'n moeilike gesprek of situasie voor lê. En baie keer spesifiek voor so geleentheid, voor so 'n dag. Dit is goed as jy dag so begin, maar ek sê baie keer spesifiek vir die Here, help my asseblief, gee my die woorde vir hierdie gesprek want ek dink nie ek het dit nog nie. Ja. As ek nog moet sê wat ek in my hart voel, dan gaan dit die verkeerde woorde wees. Ja. En weet jy, daai WhatsApp wat jy vinnig skryf, 'n antwoord op iemand, voor jy hom stuur, Ja. breek, delete dalk en sê vir die Here, wat moet ek hier sê? Ja. Wat gaan afbreek? Wat gaan ophou? Gaan ek geduldig wees met hierdie mense? Want weet jy wat ek agtergekom? Hoe baie keer mense as jy op jou gevoelens gaan, die omstandighede verkeerd opsom. En as jy jou gevoelens net bietjie gebreek het, Ja, want jy dink jy in sy. jy dink aan dit klein goedjies wat jy gesien het, dan is jou geduld sommer vinnig op. Maar as jy terugstaan daai WhatsAppie delete of herfraseer, dan kry jy 'n resultaat wat eintlik nie in jou hande was nie. En ek dink jy spreek 'n baie belangrike ding aan. Ons lewe in die digitale era. Mense Vinnig, kyk vinnig. nou na die Pinkster by hulle huise, verstaan jy? Ja. En ons almal het al, dink ek, oor daai tou getrap met boodskappe. Ek dink baie verhoudings is diep gebreek en vriendskappe is opgebreek. So ek en Poenie het 'n reël. Ons stuur nie in die aand boodskappe nie. Want jy's net klein moeg. Jy Na wil een vir lang mekaar dag. nie op nie vir ander mense. Vir ander mense. Jy reageer nie die aand nie. Sê maar van na 7:00 is die son nou sak. Want jy het nie nodig om 7:00 vanaand tot 9:00 toe Ja. te moet reageer. Kyk bietjie wanneer kry jy e-pos wat jou seermaak. Jy het 11:00 gestuur of 12:30 of 1 baie moeg is, hy het die hele dag gewerk. Klop goed het jy ontstel. Hy het in elk geval te veel getop oor goed waar hy dalk nie behoorlik En die tweede ding is dat en daar het ek met my kinders al baie foute gemaak. Dat jy moenie reageer as jy kwaad is. Moenie te vinnig reageer. Nee, as jy kwaad is, moet jy nie reageer. Jy moenie dan iets skryf nie. Want dan dink jy nie meer logies nie. So jy moet net wag dat jy net afkoel. Dat jy net bietjie afgekoel is. Of vat 'n dag of 2. Maar ek het die keer wat Here, ek bel sommer nou vir hulle, verstaan jy daai? Ek sê sommer vir En hulle. ek vertel hom sommer, ek verstaan jy wat het jy daarvan verstaan jy nie? Maar kom ons bring dit weer by geduld, nee. Hierdie vinnige reaksies op mens kwaad word. Ek dink as mens meer geduld kan beoefen, dan gaan jou reaksies dalk slimmer wees. Ja. Dit gaan nie net beter deurdink wees nie, maar dit gaan beter begeester wees. Dis As absoluut. die Here Dis mooi. 'n kans gehad het om te sê wat hy dink. Dis mooi. Nou kom ons sluit nou af met ek dink maar dankie hierdie ding toe ek nou oor hom gedink het selfbeheersing. Toe dink ek dis eintlik die opsomming en ek dink dis hoekom Paulus hom ook heel laaste sit. Want ek dink die laaste een gaan terug na alles toe. Want in my opinie is selfbeheersing niks anders as consistency. En ek dink deur hierdie hele reeks waar ons van liefde, vrede, geduld, goedhartigheid, vriendelikheid, nederigheid en dan selfbeheersing. As jy nie konstant, as daar nie 'n konstantheid, 'n aanhouding met 'n ding is nie. Kyk, jy kan met 'n marathon hardloop as jy net een keer 'n week oefen. Ja, okay, jy kan seker, maar jy gaan damn swaar kry, verstaan jy? En dit gaan vir jou nie lekker wees nie. So ek het net gedink in my opinie sluit jou Paulus af met om jouself te kan beheer kos baie oefening. Oefen. Dit beteken jy gaan dit 'n klomp keer nie reg kry nie. Weet jy, ek het nou met een van my kindertjies daardie patroon gesien gebeur hier in die lockdown tyd, dat sy in beheer van 'n situasie kom, maar eintlik wat haar hele lewe raak. Byvoorbeeld om 'n gesonde of 'n gesonder lewenstyl te hê. Hoe meer jy probeer in jou inspann, hoe meer kry jy dit stadig aan reg. Partykeer sê mense ag laat los, kom ons laat God se water oor God se akker loop, maar daardie behoefte aan beheer is so groot by ons. As jy voel jy kan jou liggaam beheer en as jy voel jy kan jou eetgewoontes beheer of as jy voel jy kan jou gedrag beheer, dan voel jy in beheer. Dis reg. Maar natuurlik is nie net ons wat in beheer moet wees nie. Want die Here deur die Gees is 'n beheer nie net van wat ons eet of wat ons doen, wat ons sê, maar wat ons dink. En daar begin dit. Daar begin. Want ons gees
beheer baie keer wat ons sê en wat ons doen en ewen wat ons voel. So as ons 'n nuwe gees het, dan dink ons op 'n nuwe Kyk, ek dink wat ek hier geskryf het hier is dat ek dink alles begin maar nou so kop, want ek dink as ek die Bybel reg verstaan, begin sonde word daar. Hy sê mos begin daar dink en dan raak dit bevrug en daai is ook weer mooi vrugte. Daai beeld wat hy al gebruik het in Daar, die verlede ook. Met die saad vir die weet, en dis begeertes wat ons het. Want ons as mense ons is mense omdat ons kan begeer, omdat ons behoeftes het. Dis mooi goed. Maar ons begeer ook die verkeerde goed, soos Adam en Eva begeer het wat hulle nie moes nie. Ja. En kos het baie onder die beheer van die Gees wees dat hy my drange, daai eros van ons gemeente sal beheer Ja. en in perk sal hou. Dat selfbeheersing dan nie sal gaan oor beheer van my eie kop nie, maar van my gees deur die Here se werk in my. So selfbeheersing eintlik met iemand anders se hulp. Die Bybelvers wat ek nou wil lees vir jou, vir my persoonlik, ek wens ek was nie in die Bybel nie, want nou kan jy kan oor die vers kan jy jouself nooit regverdig nie, verstaan jy, en verontskuldig nie. Lees liefie. En dis daar 1 Korintiërs 10:13 dat jy sal nie bo jou krag versoek word nie. En dat God sal hulp en uitkoms gee sodat jy nie vir die versoeking hoef te val. Maar dit bly dan 'n troos, né? Al is dit vir jou sleg. Ja, maar wat ek net so wil sê, soos hy sê, weet so, baie keer sê ons net, hierdie ding is te groot vir my of weet jy kan wat die ou gedoen het is net te veel of te groot. Wat ons eintlik wil probeer sê is ek verontskuldig my want hierdie ding wat nou oor my pad kom, hierdie versoeking of hierdie drang of beheer of behoefte is nou te veel, so nou kan ek maar eintlik Dit het met my gebeur. Ek was optree. Ja, ek sê dit. So nou kan ek skree, klap, ontplof, stout wees, aanval, oor die toue trap, ontrou wees, daai van die getrouheid. En dit was nie my skuld. Onvriendelik. Dit het met my gebeur. Ja. Hulle het dit aan my Ja. gedoen. Wat was jou keuse? Dis die groot ding. Ek leer my kinders dat ons moet met ons keuses saamleef. Ons moet maar by 'n bietjie slaap wat ons opmaak. Dit klink nou soos my pa gesê het, ja, die kinders moet maar slaap op die bed wat hulle opgemaak het. Maar ek dink dis waar, né? Ons moet dis hoe my ou langer moet dink oor die goed van wat gaan die effek wees? Wat gaan die gevolg wees? Dis baie maklik om 'n ding te verander of om 'n ding te sê of om 'n ding te doen, maar as jy nie wonder waar kan hy uitspeel? Tot wat se extreme kan hy gaan? Ek dink die keer wat ek dit gedoen het ek agtergekom ek moet nie optree soos wat ek wil nie. Maar dankie, ek sê vir jou baie dankie. Dit was 'n regtig spesiaal om saam met jou te kuier en ek dink dit was lekker diep. So ek wil vir ons kykers baie dankie sê. Ek weet dis nou 'n Vrydag aand en ek weet baie van julle braai dalk nou en drink 'n glasie of iets. Kyk maar môreoggend of môre dit die dag. Want Sondag is dit weer eredienstyd. So daarom sluit ons dan nou die Pinkster reeks in die hele week dan nou saam met Malankie af. So kan ek vir ons bid. Here, ons wil net vir baie dankie sê vir 'n baie besonderse week wat ons saam met u Gees kon wandel. Want u Gees wandel in ons lewens en ons kon nou saam met hom wandel. Om ook te kyk na al die kleiner vruggies van die vrug van die Gees, die vrug van liefde. Want dit is die Gees van Jesus wat in ons leef en Jesus is liefde en God is liefde. En daarom weet ons Here dat dis net deur die liefde wat ons sal oorwin in hierdie wêreld. Dis net deur die liefde dat ons iewers sal kom in hierdie wêreld. Sonder dit kan ons dalk miskien net weer teleurgestel word. Maar ons sukkel, ons moet dit erken want ons is mense wat ons self heel eerste wil lief hê. En daai vloei 'n klomp lelike goed. So help ons omdat ons vir u lief is, dieper meer tyd met die Heilige Gees sal spandeer sodat hy die kapasiteit wat ons het sal vergroot en al die vrugte. Sodat ons spasie sal wees vir dit om te groei en welig te blom in ons lewens. Amen. Amen. Dankie Malankie. Dankie. Dankie julle.